Kinders, ek wil julle vandag help om te weet dat julle kinders van God is. Eenkant gesit vir God. Julle is gekies vir ons Vader om hier op aarde te werk. God het julle spesiaal gekies sodat ander mense kan sien wie en hoe God is. Kinders, die Bybel sê ons is na God se beeld gemaak. Dit beteken dat alles wat ons is, het ons ook 'n stukkie van God binne in ons. So hy wil ons gebruik sodat ek en jy die dinge wat ons doen en wat ons sê en hoe ons leef, ander mense kan sien wie God is. Dat sy liefde uit ons sal uitstraal na ander mense en hulle sal nader trek aan God. Maar kom ek verduidelik vir julle wie en hoe God is. God is 3 persone in een. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. In die Ou Testament leer ons van God die Vader. In die Nuwe Testament leer ons van Jesus Christus, sy Seun. En dan hier van Handelinge af in die Bybel leer ons meer van die Heilige Gees. Jesus is ook God. Hy het van die hemel af na die aarde toe gekom. Hy het geen sonde gedoen nie. Hy het aan die kruis gesterf. Maar ja, hy het nie dood gebly nie. Hy het opgestaan en hy gee vir ons die gratis geskenk van die ewige lewe. Maar toe hy opgevaar het na die hemel, het hy vir ons 'n helper gelos. Hy het vir ons so 'n wonderlike ding gedoen om vir ons die Heilige Gees te gee, wat vir altyd en vir ewig by ons gaan bly. Liewe maat, as ons vir God vra om ons sonde te vergewe, en ons wegdraai van ons sondes af, en ons kies om vir Jesus te volg, dan sê hy sal kom, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Die Heilige Gees, die Gees van God, help ons om ander mense lief te hê, en nie mense te haat nie. Hy help ons, sodat ons nie gaan kwaad word en rusie maak nie. Die Gees, die Ruach, help ons om goed te lewe en na die beeld van God te wees, soos wat hy wil hê ons moet wees. Die Bybel vertel vir ons in Jeremia 17 vers 7 en 8, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou hy nie op om vrugte te dra nie. Waar staan dit nou weer in die Bybel van die vrug van die Gees? In Galasiërs 5 vers 22 en 23. Ja, julle is heeltemal reg. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, nederigheid, selfbeheersing, goedhartigheid en geduld. Kinders, weet julle wat dit is om heilig te lewe? Die Bybel sê vir ons dat ons moet so lewe dat God trots is op ons. Sê 'n bietjie saam met my. God is trots op my. Ja, God is trots op my en hy wil hê ek moet heilig lewe. Maar dit klink baie moeilik, nie? God wil trots op ons wees. En die manier om dit reg te kry is om elke gedagte wat ons het gevangen te neem, sê die Bybel. En as ons hierdie gedagtes van ons vir Jesus gee, dan kom hy en hy kom help ons deur die Heilige Gees. Is dit nie amazing nie? Kyk 'n bietjie na hierdie storie wat ons nou vir jou gaan speel. En dan kyk jy of jy die vrug van die Gees kan sien en hoe dit jou lewe kan verander en hoe jy die liefde van God na ander mense toe kan uitdra. Op 'n heuwel, ver, ver van hier, het daar 'n boom gestaan. 'n Ruachboom. Daar was net een van sy soort in die hele wêreld en hy het die heerlikste vrugte gedra. Om die waarheid te sê, daar was 9 verskillende soorte vrugte aan die een boom. En die vrugte het nooit verwelk nie. Dit was altyd daar, sappig en vars. Reisigers het van heinde en verre gekom om van die boom se vrugte te kom pluk en terug te vat na hulle dorpies, sodat almal kon eet. Die vrugte was soet en het jou sommer so lekker laat voel aan die binnekant. En solank as wat die mense van die vrugte geëet het hulle in vrede saam gewoon. Hulle het gelag en lief gehad. Hulle was vriendelik en so geduldig. Hulle was goed vir mekaar. Hulle was sagmoedig. Hulle het hulle werk elke dag getrou gedoen. En hulle het geweet hoe om hulle self te beteel. Nooit iets gesê as hulle dit nie moes sê nie. Of selfs nog geëet as hulle genoeg gehad het nie. Dis hoe hulle geleef het. En die lewe was goed. Maar onder die mense het daar 'n man gewoon wat heeltemal anders gedink
en gedoen het as hulle, die swart sluiper. Hy het alles altyd net deurmekaar kom krap. Hy het kwaad aangejaag. As hy gepraat het, was dit leuns, jokstories. Hy kon nie die waarheid praat nie en hy het van die wêreld 'n lelike plek probeer maak. Die mense se vrolikheid en vriendelikheid het hom 'n kopseer gegee en daardie roogboom, hy kon dit nie vat nie en die vrugte het hom naar gemaak. Die roogboom was ver van die dorpies af gewees en die reisigers kon nie daar uitkom sonder hulle padkaart nie. Dus het hulle altyd hulle kaart saamgevat as dit tyd was om vrugte te gaan pluk. Op 'n dag, net so voor hulle in die pad val, kom die swart sluiper na hulle toe met 'n voorstel. Hoekom los julle nie hierdie keer die kaart hier by my nie? Julle was immers al soveel keer daar en julle behoort sonder die kaart reg te kom. Buitendien sal julle baie meer vrugte kan saambring as julle die ou kaart hier by my los. Want die kaart is tog so groot en swaar. Dit was glad nie 'n slegte idee nie. Die sluiper is reg. Hulle behoort sonder die kaart daar uit te kom. Hulle was immers al so baie keer daar. En hulle sal inderdaad baie meer vrugte kan saambring as hulle die ou kaart hier los. So gesê, so gedaan. Hulle het die kaart aan die swart sluiper oorhandig en opgewonde in die pad geval. En veral die een wat hierdie keer die kaart sou moes dra, was sommer baie in haar skik. Hulle het geloop en geloop, oor berge en klippe, die riviere en valleie, maar hulle kon die roogboom nêrens kry nie. Na 2 weke het hulle besluit om moed op te gee en huiswaarts te keer. Intussen het die swart sluiper een van sy eie bome op 'n heuwel net buitekant die dorp geplant. Sy boom het, nou ja, nie heeltemal soos die roogboom gelyk nie. Om die waarheid te sê, dit het glad nie soos die roogboom gelyk nie. Maar net daar het die sluiper aan 'n blink plan gedink. Die sluiper het die reisigers al van ver af sien aankom. Hy het vir hulle gewag. Hy het gewink om nader te kom en hulle toe uitgenooi om sommer van sy vrugte te kom pluk en terug te vat vir die mense. Die reisigers het na sy boom gekyk. Toe na mekaar gekyk. Die boom het nie baie goed gelyk nie, maar hulle was teen die tyd al so moeg en moedeloos, dat hulle maar ingestem het. Dit was beter as niks. Hulle het hulle sakke vol vrugte gelaai en teruggevat na die mense. Die mense het geëet en geëet en geëet. Die vrugte het hulle nie so lekker laat voel aan die binnekant nie en dit was bietjie bitter aan die begin, maar dit was beter as niks. Die dae het verbygetik. En die reisigers het heeltemal vergeet van die padkaart wat hulle by die swart sluiper gelos het. En sodoende heeltemal van die roogboom vergeet. Hulle het mos nou vrugte gehad. Die sluipersin. En hoe meer hulle daarvan geëet het, hoe lekkerder het dit geword. Maar daar was ook iets anders besig om te gebeur. Hoe meer die mense van die vrugte geëet het, hoe minder het hulle begin lag.
Hulle was onvriendelik. Hulle was jaloers op mekaar en liefde het heeltemal uit hulle harte uit verdwyn. Sommige van hulle het die allervreeslikste maagpyn begin kry en daar was gedurig 'n bekleierery. Wat is besig om te gebeur? Die wêreld was besig om te verander. Intussen het die swart sluiper op sy heuwel gestaan en breed geglimlag, soos wat hy die mense dopgehou het. Dit was sy vrugte, wat besig was om die wêreld te verander. Die reisigers was raad op, as iemand net kon help! 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 En toe gebeur dit. Soos 'n sonstraal wat deur donker wolke breek, soos sagte reën in 'n dorre woestyn, het die lig gekom. Hulle weet nie hoe hy daar gekom het nie, maar hy was daar, tussen hulle. Hy was omring deur lig, sy oë was vol liefde, en hulle kon nie help om nader te gaan nie. Hy het na hulle gekyk en geglimlag. En waarom dan die lang gesigte? Het hy sag gevra. Maar niemand het iets gesê nie. Hulle het net aanhou bly staar. Uiteindelik het een van hulle geantwoord: "Iets is besig om ons wêreld te verander en ons weet nie wat dit is nie." Die vriendelike man het 'n kaart uitgehaal en vir die reisiger gegee. "Julle eet van die verkeerde boom. Dis al." En toe hy omdraai, toe sien hulle dit. 'n prentjie van die mooiste boom. Die roogboom! Die roogboom! Die roogboom! Die roogboom! Hoe kon hulle vergeet het? Die roogboom se vrugte is soveel lekkerder en die tyd toe hulle daarvan geëet het, was alles soveel beter en soveel mooier. Dit vat nou wel 'n bietjie langer om daar uit te kom, maar dit is so die moeite werd. Dit was nog altyd. "Gaan pak julle rugsakke, dit is tyd om terug te keer," het een van hulle opgewonde uitgeroep en die ander het opgewonde gevolg. Dit was inderdaad tyd om terug te keer. Terug te keer na die enigste boom wat hulle kon laat sing van vreugde. Laat dans van opgewondenheid en laat lewe. Nooit weer sou hulle die reis aanpak sonder hulle kaart nie. En om seker te maak, die mense gaan eet nie weer van die verkeerde boom, terwyl hulle weg is nie, het die reisigers 'n paar houtkappers gekry om die sluiper se boom te gaan afkap. En so het dit gekom dat die mense teruggekeer het na die boom vol van liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, geduld en selfbeheersing. Want van daardie vrugte kan 'n mens mos nooit genoeg van kry nie. En so is dit met elkeen van ons. Vandag nog, hier op ons aarde, is daar 2 bome. En ek en jy moet kies van watter boom ons gaan eet. Maar as ek vir julle raad kan gee, God sê in sy woord, ek sit voor jou lewe en dood. En dan gaan hy verder en sê, met oë wat blink vol van liefde vir jou, kies lewe. Mag elkeen van ons besluit om te eet van die boom wat ons laat sing van vreugde, laat dans van opgewondenheid en laat lewe. Maar het julle gesien, wie is hierdie vriendelike man wat lig genoem word? Ja, hy is die Heilige Gees. Hy leer ons wat om te doen. Hy leer ons, hy help ons, hy troos ons. Ja, hy leer ons tussen reg en verkeerd. Hy leer ons om die Bybel te verstaan. Het julle gesien die swart sluiper? Die vrug van die swart sluiper was nie goed nie. Die vrug van die Heilige Gees, die roog. Dit was goed. Dit was die beste gewees. Dit beteken dat wanneer die Heilige Gees in jou bly, dan dra jy die vrug van die Gees.
En die vrug van die Gees is die liefde van God. Dit beteken dat wanneer jy die Heilige Gees in jou het, het jy die vrug van die Heilige Gees en ander mense sal God in jou kan sien. Wat is die vrug van die Gees nou weer? Wie kan vir my sê? Liefde. Dit beteken om regtig om te gee vir ander mense. Vrede. Dit beteken om nie bang te wees nie. Vreugde. Dit beteken om bly te wees. Geduld. Dit beteken om nie gou kwaad te word nie. Vriendelikheid. Dit beteken om vir ander te glimlag en nice te wees. Goedhartigheid. Dit beteken om ander mense te help. Getrouheid beteken om gereeld jou huiswerk te doen. Ja, mens moet huiswerk ook doen. Nederigheid. Dit beteken dat jy nie dink dat jy beter is as ander mense nie. En dan selfbeheersing. Dit beteken dat jy kan nee sê vir dinge wat nie reg is nie. Onthou dat jy kan nie die vrug van die Gees self in jou laat groei nie. Dit is God wat jou kom help, die Heilige Gees. Dit kom deur 'n verhouding met God. Dit beteken dat jy Jesus jou beste vriend maak, sodat ander mense God se liefde in jou kan sien. En onthou, die vrug van die Gees is God se beeld wat binne in jou is. Gaan leef dit uit na buite.